Verlede donderdag het ons hemelvaart gevier. Christus wat opvaar, Christus wat regeer en Christus wat nie weggaan omdat hy nie klaar is nie, maar wat verhoog word omdat sy werk voortgaan. En komende Sondag vier ons Pinkster, die uitstorting en die ontvangs van die Heilige Gees. Of soos 'n mens amper speelseker maar kan sê, komende Sondag sing ek en jy veels geluk, liewe vriende, want Pinkster word dikwels as die verjaarsdag van die kerk genoem. Maar dis nie 'n verjaarsdag soos ek en jy dit gewoonlik onthou nie. Nie net koek en kers en ballonne en 'n paar mense wat opdaag as hulle tyd het nie. Pinkster is God se groot hiep hiep ja op Christus se belofte. In 1 Johannes 14 sê hy, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, want ek stuur vir julle die trooster, die helper, die Gees van waarheid. So lees ek en jy dan in Handelinge 2, dat die gelowiges by mekaar was toe die Gees uitgestort is. En skielik word 'n groep bang, onseker disippels, mense met moed, met geloof en met getuienis. Die Gees rus hulle toe om Christus se opdrag uit te voer, om te gaan, om te getuig en om kerk te wees. Vandag staan ek hier by Green State Church of St. Andrews, 'n merkwaardige teken van daardie geskiedenis. Green State word algemeen beskryf as die oudste houtkerk in die wêreld, met 51 planke wat vandag nog uit ongeveer 1060 na Christus dateer. Argeologiese opgrawings het selfs vroeëre houtstrukture hieronder gevind van die 6de en die 7de eeu. Maar dink net daaraan. Eeuse gebede, eeuse kinders wat gedoop is, eeuse mense wat getrou het, gehuil het, gehoop en bely en gesing het. Eeuse lewens wat deur die woord en die Gees aangeraak is. Green State Church is nie net 'n ou gebou nie, dis 'n baken, dis 'n getuienis, dis 'n herinnering dat God deur die eeue heen mense roep, mense toerus en mense gebruik. En so is dit met elke kerk vandag hier in Engeland en Suid-Afrika en reg oor die wêreld. Geboue vertel iets van die geskiedenis, mense vertel iets van gehoorsaamheid, maar die Heilige Gees, hy is die een wat alles aan mekaar weef. Die Gees verbind Handelinge se gebeure met 'n houtkerkie in Essex. Die Gees verbind die vroeë kerk met ons gemeentes en ons kerk vandag. Die Gees verbind jou lewe met God se groter verhaal. Want geloof is nie net om iets oor God te weet nie. Geloof is om deur die Gees vasgemaak te word in Christus. Dit gee sekerheid, dit skep vertroue, dit vloei oor tot oortuiging. Dit is om te leef as iemand wat weet, God is steeds vandag besig. So hier is die Pinkstervraag vir jou. Amper soos 'n verjaarsdag RSVP. Waar gaan jy Sondag wees? Waar gaan jy die Gees van God erken, om dank en om vier? Waar gaan jy saam met die kerk bely, Here, vul ons weer, stuur ons weer, gebruik ons weer. Want Pinkster sê, die kerk leef, nie uit eie krag nie. Ons leef deur die Gees van God. Here, ons almagtige God en Vader, dankie vir u Heilige Gees. Dankie dat u ons nie alleen los nie, maar ons toerus. Ons lei en ons verbind aan Christus en u kerk. Vul ons met geloof, met moed en liefde, sodat ons vandag kan deel wees van u verhaal. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en ek wil jou uitnooi. Kom ons kom by mekaar Sondag en kom ons ontvang die Heilige Gees opnuut en gaan deel dit met elkeen wat daarna op soek is, want hy bring verandering in jou, in my lewe en in ander se lewe. Geseënde Pinkster. Tot volgende keer. Totsiens.